In Postmasburg is 'n skokkende voorval van beweerde polisiemisbruik onder die vergrootglas. 'n Man is die afgelope week aangerand nadat hy glo deur ander mans met 'n voertuig tot buite die dorp geneem en aangerand is en toe by die plaaslike polisiestasie afgelaai is, waar hy aangekla is van diefstal. Wat volg, laat ernstige vrae ontstaan. Volgens 'n familielid is die beseerde man in aanhouding geplaas sonder dat hy enige onmiddellike mediese hulp ontvang het. Eers laat die aand is hy na Postmasburg Hospitaal geneem en daarna huis toe gestuur. Sy liggaam met verskeie houe op, hy is met 'n ysterpyp geslaan, hy is met 'n staf geslaan, al die voorwerpe is breek geslaan op sy liggaam. En na dit is hy nog steeds gearresteer. Die persoon wat hom geassault het of aangeraan het, as glad nie is gearresteer op die spesifieke dag nie. Hy is gaan toegesluit nadat hy aangeraan is. En my probleem met die hele besigheid, hoe ran jy iemand aan en dan gaan maak jy nog 'n sak teen die persoon. Jou sak moet mos dan nie geaanvaar word deur die SAPD. Volgens die polisie se woordvoerder Brigadier Gamildien sê die man het erken dat hy items gesteel het, daarom is hy aangehou. Maar die familie stem nie saam nie. Hulle vra waarom die polisie 'n beseerde man aanhou sonder 'n saakdossier en waarom hy na mediese behandeling vrygelaat is asof niks gebeur het nie. Hulle sê dit is nie die eerste keer dat Postmasburg polisie aan menseregte skendings gekoppel word nie en telkens kom hulle daarmee weg. Ek was op pad op dieselfde dag toe ek geïnformeer word rondom dit wat gebeur het ek gegaan polisiestasie toe na kolonel Maton toe. Kolonel Maton het die opdrag gegee dat my broer moet toegesluit word. En my vraag was aan hom, hoekom word hy toegesluit as daar nie 'n sak is teen hom nie? Dit is mos onregmatig. Hierdie nuusbulletin is vir jou gebring deur Horison Media, Postmasburg in die Noord-Kaap, teken in vir ons weeklikse koerant. Horison Media verbreed horisonne deur aanlyn media.